Goeienaand, dit is dan vanaand weer my voorreg om saam met jou die woord van die Here oop te maak vir ons aandgodsdiens. Nou, ons het die afgelope tyd saam deur die eerste en tweede brief van Johannes gewerk. En een van die groot vrae wat elke keer in hierdie briewe na vore gekom het, was die vraag: wie is Jesus werklik? Wie is die ware Jesus? Johannes het geskryf in 'n tyd toe dwaalleraars ook baie oor Jesus gepraat het, selfs sy naam gebruik het en gepreek het. Maar hulle het nie die ware Jesus verkondig soos wat die apostels hom aanvanklik aan die gemeente verkondig het nie. Hulle het 'n Jesus volgens hulle eie denke en behoeftes gevorm. En Johannes het die gemeente opgeroep, hy het hulle teruggeroep na die boodskap wat hulle van die begin af by die apostels gehoor het. Hierdie vraag, wie is Jesus werklik, is 'n vraag wat in ons tyd net so dringend is. Vandag word daar ook baie oor Jesus gepraat, deur baie verskillende mense. Maar net soos destyds, nie elke mens wat Jesus aan jou voorhou, hou die Jesus voor wat deur die apostels verkondig is nie. Daarom wil ons nou teruggaan na die evangelie volgens Markus. Markus word algemeen beskou as die vroegste van die 4 evangelies wat aan ons oorgelewer is. Dit is 'n kort, direkte, kragtige vertelling van Jesus se bediening, sy woorde, sy wonderwerke, sy lyding, sy kruisdood en sy opstanding. En dwarsteer hierdie evangelie van Markus kom telkens die een groot vraag na vore: wie is Jesus? Markus gee nie net vir ons 'n aantal los uitsprake of feite oor Jesus nie. Hy vat ons letterlik aan die hand, hy vat ons saam op die pad. En hy laat ons iets sien van hoe Jesus optree, wat hy leer, hoe mense op hom reageer, en hoe selfs sy disippels groei van 'n totale wanbegrip oor hom na 'n werklike verstaan van wie hy is. Vir die volgende paar weke gaan ons daarom iets baie eenvoudig doen. Ons gaan rustig en deurlopend deur die evangelie volgens Markus lees. Daar gaan nie elke aand 'n afsonderlike preek of 'n boodskap wees nie, nie omdat daar niks oor daardie gedeelte gesê kan word nie, maar ek wil dit juis so doen om ons weer daarvan bewus te maak dat die woord van God kragtig is en dat die woord van God vir homself spreek. Paulus het op 'n keer aan Timoteus geskrywe: totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. In die vroeë kerk het die voorlesing van die skrif 'n baie prominente plek ingeneem. Die gelowiges het saamgekom om God se woord te hoor. Voor die verduideliking en die toepassing gekom het, moes die woord eers self gelees word. In ons tyd is dit baie keer anders. Ons leef in 'n tyd van kort aanhalings, losverse, vinnige boodskappe. Baie kere hoor 'n mens dat mense iets oor die Bybel sê, maar dat die Bybel nie eers naby is nie, nie eers in die hand is nie, nooit eers oopgemaak en gelees word nie. Daarom wil ons vir 'n tydjie lank minder praat en meer luister na die woord van die Here. Terwyl ons dan hier deur Markus lees, luister elke aand met hierdie vraag in jou gedagtes: wie sê Markus vir ons is Jesus? Dalk hoor ons, hy is nie die Jesus wat die wêreld graag wil hê nie. Dalk hoor ons, hy is nie 'n Jesus wat ons presies volgens ons eie behoeftes kan ontwerp nie, maar dat hy die ware Jesus is. Die Seun van God, die Christus, die gekruisigde en opgestane Here. Mag die Heilige Gees hierdie eenvoudige voorlesing van die woord van God gebruik om ons Christus beter te laat ken, om ons geloof te versterk en om ons te leer wat dit werklik beteken om hom te volg. Vanaand begin ons dan by Markus 1 en ons lees vers 1 tot en met vers 8. Die groot vraag waarmee ons
deur hierdie evangelie gaan luister, is dan, wie is Jezus? In hierdie eerste gedeelte het Jezus nog nie eens self op die toneel verskyn nie. Tog begin Markus vir ons al klaar sê wie hy is. Hy is nie net 'n nuwe leermeester nie, hy is nie net 'n profeet nie. Hy is die Christus, die beloofde Messias, hy is die Seun van God. Johannes die Doper word voor hom uitgestuur om sy weg voor te berei. Maar hy wat Johannes die Doper is, maak dit duidelik dat die een wat na hom kom oneindig groter as hy is. Johannes die Doper self sê, hy doop met water, maar die een wat na hom sal kom, Jezus, hy sal met die Heilige Gees doop. Markus wil dus van die begin af hê ons moet verstaan, hier kom nou iemand wat groter is as al die profete wat voor hom gekom het. Luister vanaand veral na wat Markus en Johannes die Doper oor Jezus sê, nog voor Jezus self 'n woord gespreek het. Wie is hierdie Jezus, wie se koms Johannes die Doper voorberei? Kom ons luister na Markus 1, ek lees vanaf vers 1 tot 8. Die evangelie van Jezus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit, hy sal die pad vir jou reguit maak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die mense hulle moet bekeer, sodat God hulle sondes kan vergewe en dat hulle moet laat doop. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhare gedra met 'n leerband om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê, die een wat na my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Ons lees dan net so ver vir vanaand. Dit is die woord van die Here wat helder en duidelik tot ons spreek. Kom ons bid dan saam. Here ons God, dankie vir die groot voorreg dat ons u woord in ons hande kan hou, dat ons dit kan lees, dat ons daarin u stem kan hoor, soos wat die eerste hoorders dit ook gehoor het. Ons kon Jezus nie self in hierdie wêreld sien kom nie. Ons kon hom nie op die heuwels van Galilea hoor preek nie. Ons kon nie by sy voete sit en na sy lering luister nie. Maar dankie dat u woord gegee het en dat ons in hierdie woord sy stem kan hoor. Dankie ook Here dat u aan ons u Heilige Gees gegee het. Die Gees wat hierdie woord begelei, wat ons harte voorberei, wat die skrif vir ons oopsluit en wat deur die woord in ons harte werk. Dankie vir die boodskap dat die profete Jezus Christus se koms aangekondig het. Dankie ook vir Johannes die Doper wat sy weg voorberei het. Dankie Here dat u seun na hierdie wêreld gekom het. Ons bid dat u ons daarvan sal bewaar om van hom minder te maak, hom kleiner te maak, hom minder belangrik te maak as wat hy werklik vir ons is. Gee dat ons hom, wanneer ons deur hierdie evangelie lees, opnuut sal leer ken vir wie en wat hy werklik is. Die enige gebore seun van God die Vader, ware God, ware mens, ons Here, ons Redder. Vader, laat elkeen van ons vanaand dan rus in die wete dat ons nie in ons sonde verlorenheid op onsself aangewese is nie. Nee, u het ons so lief gehad dat u seun na hierdie wêreld gestuur het om sondaars soos ons te red. Laat ons daarom nie op onsself vertrou nie, maar op Christus alleen. Laat ons in hom rus, na sy stem luister en hom in die geloof volg. Bewaar ons en elkeen van ons geliefdes dan ook in daardie rus in hierdie nag. In Jesus naam. Amen.
God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp-kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.